Sy. Hallo julle. Is lekker om hier te wees. Is baie lekker om Afrikaans te praat. Ek kom van die Vrystaat af en ek moes so ruk terug gaan in Johannesburg praat, in Pretoria Middelstad praat by 'n NGO in Engels. Ons sê the national language of South Africa is broken English. En ek het gedog het baie goed gegaan vir 'n Vrystater. Elke nou en dan het mense gelag. En ek dink ja, mense het gehoor. En toe een van ons maatskaplike werkers was toe daar en sy sê na die tyd sê ja, dit was alright. Engels was nie te bad nie. Sy sê onthou net volgende keer as jy weer praat, Engels praat, dis the Jews and the Gentiles, not the Jews and the genitals. So, is lekker in die Kaap, ek moet julle sê elke keer. Toe ek nou op die kaart kyk, was die eerste keer wat ek hier is by hierdie baie mooi plek en ek moet julle sê ek's hoogs beïndruk met wat julle doen. Ek het glad nie geweet die ATVKV doen so baie en ek het nie geweet hierdie plek is so beautiful nie. Maar toe sien ek is naby Woester. En toe onthou ek het een van my interessantste taalervarings in my hele lewe in Woester gehad. Ek moes by 'n jeugweek praat. Ek weet nie wie van julle was al by die Woester jeugweek. Dit is 'n groot kerk in die middel van die dorp. En ek het eintlik 2 jeugweke daar gedoen in my lewe al. Maar ek onthou by die een wat merkwaardig is van so 'n jeugweek is al die skole van Woester is daar. Die kinders sit daai galerye vol. Die hele kerk chock-en-blok vol. Al die skole is daar, selfs die blinde skool is daar. En die dowe skool. En ek moes die aand 'n sekstalk doen. En wat dit interessant gemaak het was die juffrou van die dowe skool het met handgebare getolk. So julle kan nou dink, ek weet nie of julle al ooit 'n sekstalk in handgebare taal gesien het nie. Maar ek het al. En geen kind in daai hele kerk het op hulle selfone gespeel nie. Hulle het opgelet soos nog nooit. So, taal is 'n fascinating ding. So die tema wat hulle vir my gegee het is die verskil lê in teenwoordigheid. En in kort, die boodskap in my kort praatjie vanmiddag sê eintlik net die belangrikste ding as jy 'n verskil wil maak is om op te daag en aan te hou opdaag. Ou het eendag gesê, the world is run by those who show up. Dit is dikwels nie die mees briljante mense nie die mees innoverende mense wat die dinge aan die gang hou en aan die gang kry nie. Dit is dikwels die mense wat opdaag en aanhou opdaag. En nou sien dit oral by allerlei forums en goed. Dis die mense wat opdaag, wat teenwoordig is, wat dit waag om daar te wees. Om verandering in 'n gemeenskap te sien en ek het regtig nie geweet die ATKV doen so. Ek het geweet julle doen iets, maar ek het nie geweet julle doen so baie nie. En ek weet julle is hierso, dit klink dit vir my, almal van julle is hier omdat julle verandering wil sien, omdat julle die land 'n beter plek wil maak. My ma het altyd gesê as ons op vakansie gaan, kom ons los tog net die plek beter as wat ons hom gekry het. En dis wat ons wil doen, ons wil hierdie land beter los as wat ons hom gekry het. Maar as jy verandering in 'n gemeenskap wil sien, dan is dit bietjie soos om gym toe te gaan. Die ou loop sy pel raak aan die straat, hy sê, jy het vir my gejok. Jy het vir my gesê, as ek 'n six-pack wil hê, en ek wil, jy weet, en ek fiks wil wees, en gewig wil verloor, en spiere wil bou, en so aan, dan moet ek gym toe gaan. Hy sê, ek het nou 3 keer gegaan. En niks het verander nie. En wat sê sy vriend vir hom? Hy sê, jy is stupid man. Jy moet nie 3 keer gaan nie, jy moet 3 keer 'n week gaan, vir 6 maande, en dan kan jy verandering begin sien. Dit kan nie 'n uitsondering wees om op te daag nie. Dit moet 'n gewoonte word. En as ons dit kan regkry, ek dink te dikwels roem ons op die uitsondering van waar ons nou al 'n bietjie opgedaag het. Maar as ons dit kan regkry om op te daag en om aan te hou opdaag, en dat ons nie net wyd werk nie, maar dat ons diep kan werk, dan kan verandering regtig, dan kan dit vrugte wees saad wees wat regtig vrugte dra. So ek weet nie of julle ietsie weet van wat ek mee besig is nie. Ek woon nou die laaste Ons het 24 jaar terug het ons Echo huise begin, ons het sulke huise vir jong mense in nood,
hoërskoolkinders wat geen familie het nie, en naskoolse jong mense uit kindersorgstelsel, ons het klomp huise daar in Pretoria, ons het 'n plaasbreek aan die Vrystaat, ons het huise in Johannesburg, en via Isibindi en Tableview en Eysterplaat en die Parel en Stellenbosch en klomp ander plekke. En ons leef saam, so ek bly ook in die eko-gemeenskap. Party mense sal sê dis 'n bietjie van 'n hippie kolonie, almal leef saam. Joernalis het eendag 'n artikel geskryf oor ons, toe sê hy, wat noem 'n mens wat julle doen, toe sê ek saam woon. Ons almal woon saam, oor verskriklike radikale kultuur en ekonomiese grense heen. Ek sê julle so 'n bietjie stories daaroor vertel. Maar ek het lang pad gestap, ek het eers in Potchefstroom, toe het ek in Indië gaan woon vir 'n ruk, en toe het ek in 'n kinderhuis gebly, toe ek nagraads by Tikswat, en ek het nie geweet waarvoor ek voorberei word nie. Die Deense filosoof Søren Kierkegaard sê, ons leef vorentoe, maar ons verstaan agteruit. Eers as jy terugdink, kan sien jy, maar hemel, hierdie ding in my lewe was nodig op hierdie tyd, sodat dit later vrug kon dra, en kon lei tot iets beter. En ek glo die Here het my op so 'n pad gesit. En maar iets wat ek in die kinderhuis gesien het, wat op die ouene gehelp het om geboorte te gee, en ek, partykeer word die mooiste goed nie gebore uit drome nie, maar uit frustrasie. Nie uit prestasie nie, maar uit frustrasie. Uit 'n donker ding wat jy sien. Ek dink vir Skalk van Neerding, weet jy wie van julle ken hom nie, ek het onderhoud met hom gevoer. En toe sê ek, Skalk, watter mooi goed in die land motiveer jou? Toe sê hy, hier's 'n paar mooi goed wat my motiveer, maar kom ek vertel jou van die lelike goed wat my motiveer. En ek het, een van die goed wat ons gemotiveer het om destyds hierdie eco-communities te begin, was, ons het agtergekom, jy kan 'n kind in nood iets gee, maar as jy hom nie iemand gee, of haar iemand gee nie, dan vul jy nie regtig die gaping nie. Kindersorgsisteme en so is dikwels so oorlaai. Al wat hulle die kind kan gee is iets. Hulle kan hom 'n dak gee en dit help al klaar. Dis al klaar beter as niks. Kos gee en 'n klomp goed gee, klere gee en geleentheid om skool te gaan en so aan. Maar ons het 'n spreekwoord gekoin wat mooi pas by die tema, en dit is presence makes the difference. Daar's so 'n spreekwoord in Engels wat sê every child needs at least one adult that's crazy about him or en ons het gesien, maar as jy nie vir daai kind se grootste behoefte is iemand, Moeder Teresa het gesê, die diepste vorm van armoede is eintlik loneliness, is eensaamheid, om alleen te wees. En ek dink ons is partykeer bang om op te daag, en aan te hou opdaag, bang om nader te gaan en betrokke te raak. En ek sal julle sê, een van die groot goed waarvoor ons bang is, dis nie net swendig dat ons dink is so onveilig nie. Partykeer is dit ook 'n rede. Maar ek dink ons is bang vir wat in ons eie harte gebeur. As ons met die nood van hierdie wêreld, die rou, genuine, regtige nood gekonfronteer word. By die tannie sal sê, ek sal nou baie keer by 'n kerk of by 'n plek praat, en dan sal die tannie sê, nee, Jenes, weet, haar hart kan dit nie vat om met hierdie weeskinders te werk nie. So sy gaan maar liewer nie betrokke raak nie. En dink ek so, die weeskind moet nou maar eensaam wees, solank die ryk tannie se hart nou net nie breek nie. Solank haar hart net alright voel, solank sy gemaklik is. So my uitdaging vanmiddag hier aan julle is dat ons sal aanhou toelaat, amper doelbewus toelaat dat ons harte breek. Dat ons nader sal gaan. En ons het eintlik mense nodig wat die pyn kan voel. En ek sal vir julle 'n klomp redes gee kom ek so dink, teenwoordig te wees. 'n Jong dominee sê vir my nou die dag, was op so 'n toer, toe sê hy vir my, hy vra my raad oor 'n projek, hy wil dalk 'n ding begin op sy dorp, hy is nou al 'n paar jaar daar, maar hy sê, ek ry elke dag verby die kindertjies, hulle is laerskool ouderdom, 10, 9, 8 jaar oud, hulle is op straat, hulle bly daar in die veld, hy sê dit ontstel hom so, weet maar, hy sê dit asof dit eintlik so slegte ding is dat dit hom so 'n bietjie ontstel. Ek sê, weet jy, dit moet jy ontstel. Ek sê, as jy 'n dominee is, jy noem jouself 'n Christen, en jy sing die liedjies wat jy sing, en jy's die dominee hoof van 'n gemeente waar daar dokters en onderwysers en boere en besigheidsmense is, wat allerlei gawes en blessings in hulle lewens het, vermoëns het en koneksies het. Ek sê, dan moet dit jou ontstel. En ek sê van wie wat, ek wil 'n wens oor jou uitspreek, mag dit jou so ontstel dat jy iets doen daaraan. Want daar's iets fout vir hom. Ek sê vir hom, daar's iets fout met jou as dit jou nie ontstel.
En ons moet onsself partykeer 'n bietjie vra, tot watter mate ons afgestomp geraak het. Ek hou van Pink Floyd, ek weet nie wie van julle hou van Pink Floyd nie. En Comfortably Numb is een van my favorite Pink Floyd liedjies. Ek ry een keer in my kar en ek sien 'n straatkind, wat ek al baie gesien het daar in die strate by ons. En ek dink by myself, wat het gebeur met my hart, dat ek nie meer 'n kind op straat sien nie, hy het eintlik iets anders nou geword. Ek sien nie 'n 10-jarige kind nie, ek het hard geword, ek het nam geword, ek vang myself dat ek vra, jy weet dat ek dink, ja, jou bogger, wie gaan jy nog roof eendag? Wat 'n hoop is daar vir jou? Wie gaan jy dalk nog iemand verkrag? Wat gaan jy doen? En my kop gaan net so haywire, wat ek hierdie kind net oordeel vir wie hy gaan groot word. En ek sien maklik iemand wat sê, die Here het vir my gesê, die maar ek sê, ek het so gevoel gekry in my hart, wat ek dink van die Here af gekom het, wat sê, maar Jaco, jy weet, hier, kyk al hierdie kerke, kyk al hierdie mense hier rondom hierdie ouetjie, wat elke dag, daar ry duisende mense van my liggaam verby hierdie kind. En hy word groot sonder liefde. Dis soos om 'n tydbom te los, en as jy verbaas as hy die dag ontplof, dan wil jy my eintlik judge daaroor. En toe dink ek, wat het geword van my, dat my hart so hard is? Ons werk baie keer met dwelmkinders en jong mense wat in dwelms verslaaf is. En dis asof die gewone goed waarmee ons worstel net so al versterk is. Dit is baie duidelik in dwelms. Een van ons spreekwoorde is, don't judge me because I sin different from you. Ek dink nie die hoogmoed en geldgierigheid en so aan is kleiner sondes eintlik is dwelmverslawing nie. Maar dis baie duidelik ons geneigtheid tot verslawing of ons behoefte aan verdowing by 'n dwelmverslaafde. Dit is baie versterk. En ons sê altyd, as in die rehabilitasiesentrum sal hulle ook sê, jy gebruik, ons noem dit 'n verdowingsmiddel, want jy wil die pyn en die seer en die eensaamheid en die leegheid wil jy eintlik verdoof. En wat dit dwelm doen, is aanvanklik is daar nou eksperimentele fase, maar as dit nou verby is, dan skep dit eintlik 'n leegheid wat die dwelm probeer, wat jy doen, jy gebruik die dwelm om daai leegheid te verdoof. Eensaamheid, 'n loneliness, 'n skuldgevoel, 'n donker duisternis in jou wat jy net met ten alle koste dit net weer vul, want dit maak jy van jou kop af. En dan sê ons altyd, but you can't numb selectively. As jy jou potensiaal om pyn en eensaamheid en leegheid en seer kry en duisternis te ervaar, verdoof jy ook jou potensiaal om vreugde en blydskap en lewe in oorvloed en vrede wat alle verstand te bowe gaan en betekenis te beleef. You can't numb selectively. Jy nam onder hierdie donker gevoelens hieronder, maar dan nam jy ook die potensiële vreugde, lewe in oorvloed, purpose gevoelens hierbo. En ek dink ons doen dit partykeer met die nood in die wêreld. Ons wil eintlik ons harte beskerm teen die seer kry en die nood, want ons voel, en dan begin jou lewe so 'n bietjie flatline. Hulle sê, moenie worry oor 'n ou wat, jy weet, ons sê partykeer daar by Echo, nou ons is verskillende mense wat so saam met hierdie kinders leef. Jy weet, die een ouetjie is geskort uit die verbeteringsskool, om julle 'n idee te gee. Ander was 'n kindersoldaat in die Kongo, jy weet, dis regtig 'n rowwe lot. Maar ons sê ons is bietjie geestelik bipolêr, jy weet, is een oomblik vier ons fees, ons het gisterand wyn gedrink en gekuier tot die kraan se antwoord gee saam met van ons leiers. En ons het soveel vreugde gehad, het was so lekker, maar ek weet ook party dae sit ons net in huil en ons is skrikkelik depressief en baie donker en vloek vreeslik en ons kry onsself baie jammer partykeer. Maar weet jy wat, hulle sê my nie worry oor die ou wie se grafiek so gaan op die hartmasjien, oor wie moet jy worry? Oor die ou wie se grafiek so begin gaan. En ek dink partykeer as ons so veilig probeer speel vir die nood van die wêreld, dan mis ons eintlik aan. You can't numb selectively. Jy steel eintlik van jouself ook 'n deel van wat dit is om lewendig te voel. As jy die gebrokenheid, die soveel as moontlik wil uitsny. En daarom is die uitdaging om teenwoordig te wees, om nader te gaan, om toe te laat dat jou hart breek. Ek het een keer by 'n sendingkonferensie gepraat en daar was 'n vrou, sy het 'n redelike hoë pos gehad by Weskoppies en sy bel my, ek het haar goed geken. Baie van ons kinders was daar vir terapie by hulle of medikasie en ons het van hulle kinders ook ingeneem van daar af. En maar sy bel my oor iets anders, iets persoonliks.
Ek stap toe uit en ek kan hoor sy klinkie lekker nie. Sy sê, weet jy wat, is in die middel van die winter, daar in Pretoria. Sy sê, ek het altyd, as elke oggend die laaste ruk, as ek werk toe ry, dan sien ek hierdie klomp sakke en kartonne. En ek kan sien, daar's iemand onder dit. Sy sê, vanoggend wil my gewete my nie laat verbyry nie. En ek het gestop. Sy sê, toe ek het oplig, toe is daar 'n ou oomie onder dit. Sy sê, ek probeer hom te help, en ek gaan vir hom kos koop, en ek koop so 'n paar Checkers sakke goed, en ek vat dit vir hom, en sy sê, toe ek het neersit, toe begin hy so rondkruip, toe kom ek agter, hy's blind, die oomie, en hy verkleim, bel sy my nou om te hoor, wat kan sy doen, want sy wil hom help, en sy het hom voluit gehelp, tot hy alright was. En maar sy huil so op daai stadium, dat sy die foon neersit. En sy bel my later terug, en sy sê, Jaco, ek is so jammer, ek het so gehuil, ek was so emosioneel. Ek sê, weet jy wat, jou trane het vir my meer beteken as enige praatjie by hierdie konferensie. Dis nie normale reaksie as mens geestelik gesond is, dink ek, om te huil oor 'n blinde oom op straat. Had 'n ou gesê, it's no sign of mental health to be too well adjusted to a profoundly sick society. Geseënd, daar's hierdie vers in die Bybel wat sê, wyse sê, geseënd is die mense wat treur. En geseënd is die vrou wat nog kan huil oor die blinde oom op straat. En ek dink dit is 'n slegte teken. Jy weet, ek dink numbness, wat 'n goeie Afrikaanse woord, afgestomp te wees. Dit is so om 'n eelt te hê op jou hart. Wat gebeur as jou hand die hele tyd stap op dieselfde plek? Hy kry 'n dik stuk vleis wat nie meer voel nie. En jy kry die eelt op jou hart en jy voel nie meer nie. En dit het 'n groot effek. Ag, kom ek vertel julle hierdie storie. Ek het eintlik gedink ek gaan nie, maar terwyl ons nou hier is. Julle wat het Sondag gebeur, Sondagoggend. Dit is al redelijk koud daar in die Vrystaat. Het was die naweek daar, het was seker so, baie net bo vriespunt, veral daar naby die rivier, naby Frankfurt. So 'n jong boer, en dit kan enige plek gebeur het, in die middel van die winter, kouer is wat dit nou was, dikwels. 'n jong boer ry met sy double cab bakkie, en hy sien 'n vroutjie met 'n babietjie op haar rug, wat dorp toe stap. Die wind waai, en hy weet sy kom haai daai strooies uit, en hy weet sy gaan 12 kilometer dorp toe stap, maar hy laai hy nie op nie. Hy is op pad kerk toe. So dan gaan hy kerk toe, en dan sing hy, God is liefde, juig ons harte, neem my lewe, laat dit Heer, en gesels, en hy voel so getroost deur die preek, en na die tyd ry hy terug, en dit ontstel hom nie eintlik het, ontstel die vrou ook nie meer eintlik meer nie, dis maar hoe dit is. Maar dan dink ek, as mense dit in 'n sprokie sou inskryf, julle weet hoe ek skryf, fiksie het 'n manier om jou te triek, maar as jy dit in 'n sprokie sou inskryf, en 'n Fransman sou dit lees, of een van die lande waarin ons wil immigreer, en iemand heeltemal, jy sê die ding so 'n bietjie verskans, wat sou hy sê van so 'n jong man met sy double cab bakkie, met 'n vrou met 'n babietjie 12 kilos, in die winter dorp toe laat stap? Wat sal 'n mens vra vir so ou? Wat sê jy dink? Wat se woorde sal opkom? Wat se vrae sê jy? Miskien iets is jy hoogmoedig? Wat voel jy? Hoekom voel jy niks vir daai vrou? Wat het met jou hart gebeur dat jy so hard is? Daar was so 'n versie in Esegiel waar die volk, dis nou wat julle kry as julle 'n dominee vra om te praat, waar die volk hard geword het, die Jode. En toe sê God vir hulle, ek sal julle harte van klip vat, en ek sal julle weer harte van vlees gee. Ek sal julle weer laat voel. Leonard Cohen sing, there's a crack in everything, but that is how the light gets in. Weet julle wat, as 'n mens nie naby genoeg kom, sodat jou hart breek, as jy naby genoeg kom en jou hart breek, dan is iemand nie meer net 'n statistiek nie, dis nie meer net 'n naam nie, onthou is maklik om te oordeel oor 'n afstand, maar as jy naby kom, dan skielik is dit iemand se storie.
dan kan liefde en empatie groei, en is nie meer net skuldgevoel wat jou dryf nie. En skuldgevoelens, Shane Claiborne het gesê, guilt is a good activator, but it's a horrible motivator. Dit is so suiker, dit kry jou energie op, maar na die tyd maak dit jou baie vaak. Maak dit jou vreeslik moeg. En van ons is al beweeg deur skuldgevoel, en dan probeer jy iets, en dan sê jy, dit nie gehelp nie. Maar partykeer is dit omdat ons nie lank genoeg opgedaag het, sodat ons harte kon breek, en ons agter die waarheid van die storie kon kom, en iemand regtig kon leer ken, en in die dinge in ons kon groei nie. En, kom ek gee vir julle 6 redes waarom ek dink dit help om op te daag, om nader te gaan, om teenwoordig te wees, sodat jou hart kan breek en om aan te hou opdaag. Ons praat van community versus charity. Iemand het eendag gesê, jammer wees is nie omgee nie. En die eerste een is, dit gaan oor, as mens nader gaan, dan breek jy deur daai ding van vooroordele, want onbekend is onbemind, dis punt 1. Weet jy waar sien ek het een keer, ek ry, en ek kry nie eintlik vreeslik road rage nie, maar daai dag is ek baie kwaad. Daar ry iemand voor my in, nie teen hoë spoed of so nie, niemand sou, dink ek, hospitaal toe gaan nie, maar ons het 2 karre afgeskryf. En ek is so kwaad. En toe ek so kyk, net toe daai ding so in my kop, daai woorde so begin uitkom, jy weet. Toe kyk ek so, toe sien ek, ag, dit is Tannie Susie. Ek weet Tannie Susie se kop is die laaste tyd nie lekker nie. Jy weet, sy het senuwees. En sy het 'n snaakse twitch en daar's een of ander ietsie fout en sy was nou die dag aan die hospitaal en sy's op pille en nou ken ek Tannie Susie. Weet julle net daar as ek nie meer kwaad nie. As dit 'n vreemde persoon was, sou ek kwaad gebly het. Onbekend is onbemin. Verskriklik baie vooroordele bestaan omdat ons net eenvoudig van 'n afstand af kyk. Ons het 'n ouetjie by ons gehad, Joshua, hy was 'n kindersoldaat in die Kongo. Hulle vang uit kinders, want hulle 7, 8, 9 jaar oud, en kap hulle van hulle ouers en hulle familielede, ledemate af hulle. Laat hulle vreeslike goed sien en doen, en vergeef hulle dwelms, en is 'n verskriklike storie, die kindersoldaat. En op 'n dag kon hy dit nie hou nie, en hy kan nie teruggaan na sy ma se huis toe nie, want hulle gaan hulle doodmaak. So hy vlug toe, hy beland, en ek dink hy's 9 of 10 jaar oud, hy beland saam met 'n klomp groot mense wat suid gaan. Ek sê from through which countries did you go? He said, no, Jaco, I was just a child, I didn't know the names of countries. Al wat hy hoor is as hoop, en hy beland in Pretoria op die straat daar, na by die stasie. Hy kan net Frans praat in sy local taal, en hy beland daar in 'n Engelse skooltjie, sit 'n straatkindershelter, en ons kry hom later op 'n uitreikende ding, en ons raak betrokke. En weet jy wat, as jy Joshua so kyk, sê jy hom net kon oordeel. Maar as jy sy storie hoor, dan kry jy eintlik verskriklike, dan verander jou oordeel in buitengewone respek. En ek seker daarvan enige een van julle wat sy storie hoor, sou vreeslike respek hê vir die ou. Hy word op die ouene, doen hy so goed dat hy kan gaan swat. Hy is op die leerlingraad, hy is die doekslering van sy skool. Hy word deel van die Jeep Warrior team. Hy is nou die dag, stel hy my voor aan sy vrou, later aan sy kind. Het getrou en hy het 'n kind en sy kind het 'n nuwe lewe en hy help sy maale en hy's net hierdie ongelooflike dapper ou. Maar jy moet naby gaan om sy storie te hoor, om sodat jou oordeel in empatie kan verander. Dis maklik om te oordeel van ver af, onbekend is onbemind, en ek dink regtig as ons mekaar net beter kan ken, en ek dink dit is wat Fraser hier ook gesê het, as ons net die grense kan oorsteek, dan verander alles. En as jy wil hoop sien, gaan kyk in die oë van die mense wat dikwels die grense oorsteek. Die tweede rede hoekom dit nodig is, het gaan oor die teenoorgestelde van liefde, het gaan oor die definisie van liefde. Toe die ou wat God bestudeer het, die skrifgeleerde vir Jesus vra wat die heel belangrikste, toe sê hy, dis liefde. En toe sê hy, om God lief te hê is gelyk aan om jou naaste lief te hê, en Lukas dan vertel hy die storie van die barmhartige Samaritaan om te verduidelik hoe dit werk, wat die samevatting van die wet is. Dit moes al Jode baie ontstel het dat hy 'n Samaritaan gebruik as 'n voorbeeld van wat die samevatting van die wet is. Maar hy sê is liefde. Paulus sê, jy kan alles hê, baie begaafd wees, al die kennis in die hele wêreld hê, en dan noem hy alles, hy stretch eintlik sy mind, die gawes van engele, en hy sê, maar as jy nie liefde het, nie is jy niks.
So die definisie van liefde is belangrik en baie keer met as jy wil vra wat is iets soos liefde dan moet dit so 'n bietjie abstrakt voel baie keer is help dit om te vra wat is die teenoorgestelde van liefde. So dink bietjie wat sou jy sê is die teenoorgestelde van liefde? Die eerste woord wat wil opkom is haat, nee. Haat is die teenoorgestelde van liefde, is my eerste gedagte ook. Maar kom ek sê julle hoekom ek nie dink is haat nie. En ek het horrible voorbeelde. Die kindersoldaat haat nie, die kindermolesteerder, dis erger, as hulle gedink het gaan wees. Die kindermolesteerder haat nie kinders nie. Die fabriekseienaar wat 'n klomp gemors in die rivier inpomp, sodat hy meer wins makliker kan maak. Haat nie die rivier nie, dis nie met hy iets teen die rivier, hy het nie na die rivier op 'n dag gekyk en gedink, ek haat jou, en toe sê hy, kom ons pomp 'n klomp. Nee, hy wil net meer geld maak. Die besigheidseienaar wat 'n klomp van sy werknemers afdank, sodat hy nog steeds sy 3 miljoen bonus aan die einde van die jaar kan kry. Hy haat hulle nie, hy het eintlik niks teen daai mense nie, hy kry hulle eintlik 'n bietjie jammer. Hy wil net sy bonus hê. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, is selfsug. Selfgesentreerdheid. Ek, my, myself, my mense, ek eerste. Ja, dit gaan oor my. En ek dink ons moet dit besef, dat liefde is wesenlik onselfsugtig en liefde is wesenlik selfopofferend. En dit bring ons by die derde punt, en dit is liefde word die beste gekommunikeer, nie oor 'n afstand nie. Nie as jy dit oor 'n afstand moet skree nie, maar as jy so naby kan kom dat jy dit kan fluister. Liefde word eintlik nie geloofwaardig gekommunikeer as jy dit vanuit 'n posisie van mag of vanuit 'n veilige posisie kommunikeer nie, maar liefde, die geloofwaardigheid van die boodskap van liefde neem toe, soos wat weerloosheid toeneem, soos wat afstand afneem. Liefde is geloofwaardig as jy as die een vir wie jy sê ek het jou lief, jou kan seermaak, so naby is. In Jesus se geval jou kon doodmaak. Liefde word die beste gekommunikeer, nie vanuit 'n veilige, magtige posisie nie, maar vanuit 'n weerlose, naby posisie. Dan sit skielik geloofwaardig. En ek sê altyd vir die dominees en die pastore en so aan, dan sê ek dink dis ons probleem, miskien is ons manier van kerk wees, deesdae net te smart vir 'n stikkende wêreld. Jy weet, ek moes eendag met 'n klomp pastore en dominees so praat, hulle is omtrent soveel soos julle, 'n ekumeniese ding. Toe wonder ek wat moet ek die boodskap maak, toe maak ek dit, Jesus het afgekom aarde, toe dalk moet sy gesandte dit ook probeer. En, maar ek wil myself ook gepreek. En, maar ons moet, die laaste ding wat van ons gesê mag word, enige een van ons wat aanmeld vir diens om te sê, Here, gebruik my in die land 'n beter plek te maak, moet tog wees om te sê, Here, maar ek moet afkom aarde toe. As Jesus sê dit, hy sê, ek het gekom om te dien, julle moet ook dien. Hy sê dit wanneer hy praat oor leierskap, wanneer hulle stry, wie is die belangrikste? Dan sê hy, die een wat die ander dien. En ons kan regtig meer met daarmee doen. Ek onthou as 'n kerk in Sunnyside in Pretoria, Stefan de Beer vertel my die storie, kom een sonnagoggend ook in die middel van die winter af, toe die mense vir kerk toe kom, toe is daar 'n lijk op die kerk se stoep, toe 'n hawelose man die aand daar gesterf van die koue. Die oude kerkraadsvergadering is 'n groot krisis, weet julle wat besluit hulle? Om 'n verkeering op te sit, met skerp punte, dat mense nie kan oorklim nie. Ek dink wat 'n vreemde visserman is ons deesdae, wat die nette span om die visse uit te hou. Ons is net eenvoudig te ver deesdae. Die vroeë kerk, julle sal sien ek het daai boek geskryf, Leeflig. Die vroeë kerk was weerloos naby, hulle dikwels maar net in daai posisie bevind, waar hulle was maar stikkend saam met die stikkendes. En daar was klomp redes, soms doelbewus, soms net as gevolg van omstandighede, maar hulle gebrokenheid, embrace is iets goeds. Henry Nouwen het daai boek geskryf, The Broken Healer, wat ons besef, maar as ons, weet, in die ander boek wat ek geskryf het, wat daar is, en ek is nie bezig om te bemark nie, maar is, Jesus het nie vir kinders gesê word groot nie, hy het vir groot mense gesê word klein. So as 'n mens verloor, as jy afgaan ondertoe, dan is jy partykeer in 'n beter posisie
om 'n verskil te maak volgens Jesus se definisie as om op te klim bo toe in die leer van sukses, dat van die grootste verandering het dikwels van onder af gekom. Wanneer ou nie al die mag, die ekonomiese en die politiese en die ander mag het nie. En dit is wat my opgewonde maak oor wat julle doen. Daar was 'n tyd waar die Afrikaner gedink het, ons tyd om 'n verskil te maak in hierdie land is verby, want ons het nie meer ekonomiese en politieke mag nie. Is nie waar dat ons nie ekonomiese mag nie, dink ek nie. Ons het nie meer politieke mag nie. En maar as ons Christene is, dan glo ons dat ons van onder af tog 'n verskil kan maak. Deur ons teenwoordigheid. Dit is ons grootste geskenk, deur betrokke te wees, deur daar te wees. Die vierde een is caring is sharing. Hulle nooi my een keer na 'n sopkombuis toe, waar hulle vir die straatmense sop uitdeel en vra vir my na die tyd, hoe was dit? En ek sê, dis beautiful, it's amazing wat julle doen. Ek sê, maar verander net een ding. In plaas van om vir die mense sop uit te deel, om te kyk hoe hulle eet saam met hulle. Ultimately, maak saam met hulle kos. Hulle sê, if you have more than you need, don't make your fences higher, make your table longer. Jy weet daai horrible storie van die ryk man en Lazarus, wat ons nie graag lees nie, met rede, die ou wat daar buite die virkie heining die krummels eet, en dan draai daai hele storie om. Die alternatief vir krummels gooi vir die armes is nie om brode te gooi nie, maar om 'n maaltyd te deel. Om 'n gemeenskap te skep, ons sê ons eet saam, ons leef saam. Ons is nou vir 'n paar jaar besig met die eksperiment, ons is nie altyd so goed daarin nie, maar ons het saam met hierdie jong mense, jy weet die een nou die kindersoldaat uit die Kongo, en die ouetjie wat geskort is uit die verbeteringsskool, en die 3 meisies wat gevlug het uit Burundi, en 'n klomp Afrikaner, wit kindertjies en bruin en swart en Zulus en Sotos en Xhosas. Ons is partykeer in een eco-huis, is ons so met 10 of 11 verskillende kulture. Maar hulle is nie die weird groep. Die eindelike weird groep wat daar bly is die mense wat daar bly om 'n verskil te maak. Hulle bly daar omdat hulle nie 'n familie het nie. Maar dan trek daar ander mense in. So deur die jare het ons al van 'n argitek tot 'n onderwyser en 'n boekhouer en 'n bourekenaar en 'n aktuaris, en dis Bloemfontein huis, later in die Johannesburg huis, nou is hy in die Kaap, en you name it. Mense wat daar gaan bly, en dan, ek onthou ek het so 'n plakkaat opgesit by Tikkies, toe ons 'n eco-huis begin het, wat gesê het, slapelose nagte, moeilike tieners, jy weet, ons jaag nie sommer 'n kind weg nie, maar ons wens partykeer hulle wil wegloop, want hulle is regtig rof. Slapelose nagte, moeilike tieners, min privaatheid, jy moet alles deel, jou kar, jou selfoon, jou maal se strandhuis, jy weet, en oor luister sommer so 'n klomp goed. Kontak my as jy belangstel. En dan is dit die weirdos wat intrek. So is dit 'n hele groep, en ouens wat ook al nou nie meer daar bly nie, wat vir 6 of 7 of 9 jaar bly, maar wat nog heel integraal deel is van hierdie gemeenskap. En letterlik alles deel. Ek onthou David, hy was 'n ingenieur. Daar sit ek 'n liggie af. David was 'n ingenieur by Oregon, en hy kontak my een keer en hy sê hy wil met my praat. Ek dog, dit klink amper of hy 'n sonheid wat hy wil bly. Ek wonder, David is so goeie ou, wat sou hy nou gedoen het? Maar hy bly in een van daai naskoolse kamines van ons. En hy sê, Jaco, jy weet wat sy in 'n sifkar ry ek, en hy het 'n redelike sifkarretjie gehad wat op was. Hy sê, hy kry 'n verhoging, kartoelaag. Ek wil eintlik net by jou, wat se kar het ons community nodig? Daar's 'n ander ouetjie, Bushy. Jy weet, ons het te veel Jacos by Echo, en dan moet jy dink, as hulle my nog steeds Jaco noem, hulle noem daai ou Bushy, hoe lyk hy? En ou Bushy het daar gebly vir seker 9 jaar, in een van ons huise, is vandag nog vreeslik betrokke, het werk uit 'n besigheid begin, wat vir 'n klomp ouens vandag werk gee. Maar hy het in die een huis gebly, en het op 'n stadium van sy kar ontslaag geraak, en hy het gesê, hy gaan eenvoudig publieke vervoer saam in die klomp daar, soos in die res in ons hippie-kolonie gaan hy gaan saam met hulle bus ry, en vir jare het hy dit gedoen, en iemand het hom gevra, maar hoekom raak jy ontslaaf in jou kar, en toe sê, want hier's baie karre. En ek onthou, daar was 'n selfmoordpoging by die een hoërskool, meisieshuis, en ek was daar, ek het 'n kar gehad op daai stadium, en ek hardloop oor, wel ek het nou ook 'n kar, maar ek hardloop toe oor die straat, en my kar was nie daai dag daar nie, ek dink ek het gestap soontoe, en dis 'n krisis, en ek storm by daai 5-ster komine, wat hulle Komine 5-ster genoem, ek storm aan, en ek sê ek het 'n kar nodig,
En almal gooi my met hulle karre en ek moes uitfigure met die knoppie watter kar is en ek besef maar ons is seker die kleinste kerkie, maar ons het die meeste karre want almal share nogals regtig alles. En ek het met 'n ou Shane Claiborne 'n onderhoud gevoer uit op 'n stadium gepraat in die Kaap en het 'n merkwaardige boek geskryf, The Irresistible Revolution. En hy sê toe ek vra vir hom want hulle bly ook in so 'n gemeenskap. En ek gesels met hom daaroor en hy sê but you must know that the life of simplicity is only possible in community. It's when everyone shares everything that everyone needs so much less. Dat baie keer is dit ons individuele, ons selfsugtige lewe wat ons so swaar laat reis. Dit is asof al wêreldwyd 'n nuwe ontdekking is van community. Ek weet dis 'n Engelse woord. En soos julle hoor, ek's mal oor Afrikaans, maar daar's so nou en dan 'n woord wat beter in Engels werk. Weet soos omgee is baie beter in Afrikaans as Engels, want dit beteken om te gee. Jy gee jouself, jy gee jou goed, jy gee jou aandag. Wat sê care nou eintlik, nee? Maar community werk weer 'n bietjie beter in Engels as in Afrikaans en ek sal julle sê hoekom. Ek moet nou baie keer by kerke praat en ek het nou gesien as ek die 3de keer sê julle moet meer gemeenskap hê. Dan sien ek hoe die oomie tannie se hand so 'n bietjie druk, jy weet. En dan fokus hulle nie meer nie. Dan sê ons maar community. Waarom in gemeenskap te lewe, wanneer jy in community leef, ek onthou ons het 'n coffee shop aan Pretoria, as julle ooit daar is, Grounded at Echo, sommer ons kantoor ook, en ons, daar is een keer Belge, hulle dogter doen vrywillige werk in Suid-Afrika, en ons raak in die gesels. Hulle sê nee, hulle is 'n Bybelstudiegroep daar in België, hulle ouerige mense, en hulle het die Bybel nou gelees en die liedjies gesing en so aan en begin vra nou wat beteken dit, want hulle het agtergekom, 'n boom word eintlik aan sy vrugte geken, nie aan sy liedjies en sy praatjies nie. En toe maak daai klomp mense wat so elke week Bybelstudie hou, toe maak hulle 'n interessante plan. En dit is nou ouerige Belge. Kan jy dit nou dink? En hulle noem dit neighborhood program. So daai Bybelstudiegroep, hulle is so 4 of 5 gesinne. Hy sê wie wat doen ons gaan hier toe 'n oop erf in die straat. En ons begin 'n groot groentetuin en elke week werk ons saam op die groentetuin. Hulle sê nou maak ons kos en ons skenk geld van die kos vir die kinderhuis en die vlugtelingprogram en so aan. Maar ons eet ook sommer net baie keer saam. Hulle sê en toe doen ons 'n ander ding. Hulle sê ons begin deel, want hulle het gesien daai eerste prentjie in Handelinge 2 en Handelinge 4 is hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie. So wat hulle toe doen is hulle sê maar kom ons hê 1 boer tussen 4 gesinne of 5 gesinne. 1 grasnyer, 1 blareblaser, ek weet nie wat se goed gebruik hulle daar nie, kettingsaag. Hy sê en toe kan ons baie goeie kwaliteit goed koop. Jy kan nou dink daai Hollandse ooms hoe hulle nou besluit. Maar hy sê dan word jy geforseer, jy moet by jou buurman moet jy die boer gaan leen want hy het nou nog die boer laas gebruik. Dan kuier julle sommer en julle drink koffie. En hy sê ons het agtergekom ons hoef nie elke ou 'n boer te hê nie. Ons hoef nie elke ou is grasnyer of 'n blareblaser of wat ook al nou te hê nie. Ons share en hulle sê ons vreugde het net eksponensieel toegeneem in ons gevoel van betekenis en ons gevoel van gemeenskap, van community. Sharing is caring en wêreldwyd is daar 'n nuwe ontdekking van wat dit is om te deel. Die tweede laaste een, die 5de een is, ek het 'n onderhoud gevoer destyds vir 'n artikel wat 'n rapport geskryf was met Heidi Baker. Sy het in Noord-Mosambiek, sy werk vandag nog daar, sy's verskriklik charismaties, val in die gees charismaties, wild, jy weet. En die heroes wel van die Bethel beweging, sy sal dikwels daar praat, oral in Amerika, maar sy het 'n klomp kinderhuise, all over Mosambiek en 'n klomp ander plekke, en sy doen regtig amazing goed. 'n Groot skool daar, klomp internasionale studente, en ek het 'n onderhoud gevoer vir 'n rapport daai tyd met haar, en ek het dit gegaan oor dat hierdie charismatiese vrou so gefascineerd is met Moeder Teresa. Ek het in Indië lank gebly en ek het by Sisters of Mercy van Moeder Teresa ook gewerk vir 'n ruk. Sy sal amper nie, sy het 'n klomp boeke geskryf, maar amper nie 'n hoofstuk begin waar sy nie Moeder Teresa quote nie, Moeder Teresa aanhaal nie, maar Moeder Teresa is 'n Katoliek. En ek sê vir Heidi, but how can you be so intrigued with Mother Teresa? She's a Catholic. Dis sê no, Jack, but our theology is the same. Our theology is loving the poor and loving Jesus.
En Heidi Baker het 'n interessante siening gehad, sê ding, motto vandag nog, love looks like something. Sy sê, as jy dit nie aan kan vat nie, as jy dit nie kan hoor of kan proe of kan ruik nie, moenie vir my sê dis liefde nie. Liefde is iets tasbaars, dit is so in die hart van die evangelie. En ek het gedink met watse storie kan ek vir julle vertel, om dit te demonstreer. Ons het baie keer te doen met kinders wat baie swaar gekry het. En ek het dikwels ook te doen met groot mense wat baie lank met 'n klomp goed loop. En dit is asof die seer kry soos 'n klomp boeke is wat jy so op mekaar stapel. En op 'n stadium dan is daai klomp emosionele seer kry is so hoog dat 'n klein dingetjie gebeur en dan tumble die hele ding en dan sê die hele wêreld, maar dis dan nie, hoekom is die reaksie so groot vir so 'n klein dingetjie? En daai meisietjie se lewe was dit ook so. Dit was eintlik die som totaal van alles wat gebeur het. Party van die hartseer wat hulle dra is dit wat hulle ouers aan hulle gedoen het. Ons het baie kinders wie se ouers toegesluit is vir wat hulle aan hulle kinders gedoen het. Van die kinders se ouers is dood. Baie van die ou kinders loop met seer kry van wat hulle ouers nie gedoen het nie. Hulle was nie daar vir hulle nie. En hierdie klomp boeke het so opgebou. Ons het hierdie meisie gehad, haar lewe was so. Sy het vir een keer gesê, Jaco, vat my net bietjie plaas toe, ek wil net bietjie skree. Ek wil dit net uitkry, los my vir 'n dag daar, ek wil net daar langs die rivier staan en skree. En ek kon sien, ons is 'n faith-based, ons is Christene en so aan. Ons hou Bybelstudies en kampe en ons het dit Sondag erediensie met 'n ete vir die haweloses en almal in ons huise en so aan. Maar ek kon sien, hierdie ding, sy glo nie God is lief vir haar nie. Sy kan dit nie glo nie. Sy sê dit partykeer waag om dit te sê ook. Te sê, ek kan dit nie glo nie. Dit is nie vir my moontlik om dit te glo nie. Jy ken nie my storie nie. En toe op 'n dag, het sy al so rukkie daar in ons hoërskoolhuis gebly, toe val daai toring finaal. Ek dink 'n boyfriend het uitgemaak of so iets. En sy vertel my later, sy het in die strate ingehardloop en sy het net gehuil en geskree en sy het later was sy haar keel jees en haar trane was al, jy weet, daar was amper nie meer trane nie en haar oë was dik gehuil en sy sê sy het net verdwaal. En toe gaan sit sy daar op 'n straathoek. Sy weet nie waar sy is nie, maar sy sê finaal moedeloos, gaan sit sy net so met haar hande in haar hare en sy huil. En sy hoor hoe 'n tuinhekkie agter haar oopmaak. En 'n vreemde tannie wat sy nog nooit gesien het nie, kom sit langs haar. En die tannie wil eers met haar praat, maar sy doen die wyse ding, sy sien nie, die kind kan nie nou praat nie, en sy hou haar net vas, en sy druk haar teen haar bors. En sy sit seker vir 'n uur tot dit donker word, sit sy langs die kind, sy hou haar net vas. My meisie sê later vir my, is 'n lang storie, maar sy sê, jy weet Jaco, ek het altyd gehoor hoe julle praat dat die Here vir my lief is, en ek kon dit nooit glo nie. Sy sê, daai dag kon ek dit voel, en nou glo ek dit. Teenwoordigheid. Leo Tolstoy het 'n boek geskryf, 'n kort verhaal, wat die moeite werd is om te lees. En aan die einde dan sê die engel, die boek se naam is What Men Live, die kort verhaal se naam is What Men Live By. Dan staan daar, when the angel saw the love that the women had for the children that was not her own, he sensed the presence of the living God and he knew what men live by. Ek het ongelooflike stories. Een van die stories wat ek neergeskryf het is van die dogters wat my toe gekom het en gevra het, Jaco, wat kos 'n prostituut? Toe sê ek het 2 goed om vir julle te vra. Ek het 3 matriekmeisies. In Hoërskool Oosmoed daar in Pretoria, jare terug. Ek sê hoekom vra julle vir my, wat maak dat julle dink ek gaan weet wat kos 'n prostituut? 2, om wat mee te maak? Dis julle nie, hulle het gesien die mense hier van die moed, hulle noem hulle die hoere van die moed, hulle sê hulle net altyd sleg, die ene ou skiet hulle, hy het myself vertel, hy skiet hulle met sy paintball gun, die ander ou maak of hulle raak kry, wil hom doodlag maak, weet hulle, nie Sondag sê hulle, God is liefde, jy het ons hart, en ouderling, en die hakens aan die kerk by ons, maar hulle breek die week, het hulle die prostituie, daar was so 'n huis in 26ste Laan gewees, met die prostituie, waar op die straathoeke gestaan het, en die mense het hulle verag, en hulle vreeslik sleg beleef, en hierdie 3 meisies het gesê, maar ons dink nie, dit is die regte ding om te doen nie, en hulle het empatie gekry,
En hulle het begin vriende maak met die een meisie, en toe sê hulle maar, hulle besef, hulle wil haar uitvat die aand, hulle wil haar nie Bible bash of enigiets nie, hulle wil haar net treat. Maar hulle besef, weet sy, kan nie die geld verloor nie, so hulle wil weet, toe sê ek nie, hulle moet haar maar vra. Toe het hulle wraggies gegaan, en hulle het haar net met absolute dignity, want jy kan nie die ding verkeerd ook doen nie. Het hulle haar uitgevat, hulle het saam met haar gaan eet, hulle het vriende gemaak met haar, en hulle het haar net soos 'n mens laat voel. En sy het hulle begin vertrou, en hulle het die teenoorgestelde gedoen van die oom wat hulle met die paintball kan skiet, of met die tannies wat hulle vloek en skel, en hulle in die straat wil heen. Maar hulle het gewaag om naby genoeg te gaan. Vreemde goed, ons kan baie by jong mense leer hieroor. Die laaste een, rede hoekom ons moet opdaag en ander opdaag, hoekom teenwoordig wees belangrik is. Dit kan 'n enorme effek hê op jou eie lewe. Jesus het gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Dit is een van die min kere wat Paulus, wat die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het, Jesus actually direct quote. Sien in Handelinge 20 sê hy, julle moet onthou, Jesus het gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En dit is regtig so, as jy wil hoop sien in hierdie land, moenie in die oë van die rykes en die magtiges en die gemaklikes gaan kyk nie. Hulle mou en vreeslik met sulke dik stukke vleis baie keer op die rooster. Is dit nie erg nie, hè? Ek sê nou die dag vir 'n tannie, 'n kers is nie veronderstel om te mou in die donker nie, 'n kers is veronderstel om te skyn in die donker. As jy regtig hoop wil hê, gaan kyk na die mense wat die grense oorsteek. Gaan kyk na die mense wat opdaag en ander opdaag. Gaan kyk in die oë van die mense wat dit op die donkerste plekke besig is om 'n verskil te maak. So dis die belangrikste om op te daag en aan te opdaag. Want sekere dinge gebeur net op sekere plekke. En jy moet daar wees as jy wil hê dit moet gebeur. Want volgens die evangelie daag hoop altyd op in die vorm van 'n persoon, 'n teenwoordigheid. Hoop al asem. So as jy God se plan wil sien vir Suid-Afrika, neem 'n selfie. Baie dankie.